voerkrale op die oomblik Weer eens versterk teenoor die vorige Dis tyd. oral, dit is dit wat hom gevaarlik maak. In die Maart-uitgawe van Veeplaas verskyn 'n artikel deur Dr. W.A. Lombard van die Universiteit van die Vrystaat oor speenkalfpryse en hoe dit bepaal word. Ons gesels vandag met hom daaroor. W.A., dankie dat jy weer by ons aansluit. Verduidelik vir ons, waar pas die speenkalfmark in die groter rooi vleiswaardeketting in? As mens kyk, speenkalvers word gebruik om meestal afgerond te word in voerkrale, of hulle word eers vir 'n rukkie, die Engelse term gebackground, voordat hulle voerkrale toe gaan. En dan nou voerkrale op die oomblik rond so wat 70-75% van ons land se vleis af. Nou speenkalvers pas presies daarin. Hulle is, ek wil sê, aan die insetkant van hierdie voerkraalbedryf. En dan natuurlik die meeste van die diere wat ons slag in die land is klas A diere. So met ander woorde, dis jong diere, so afgeronde speenkalvers. En natuurlik speenkalvers kom van produsente af, beesvleisboere, en dit is hulle inkomste wat hulle verkoop vir hulle inkomste. En hoe word markpryse bepaal? So as mens kyk na die teorie van hoe markpryse bepaal word, daar's natuurlik verskillende markvorme, maar as ons kyk na markte wat funksioneer onder toestande van perfekte kompetisie, dan is dit deur die interaksie van vraag en aanbod. So jy twee kurwes en waar die twee kurwes ontmoet, het jy equilibrium en basies teen daai prys gaan die mark dan besigheid doen en tot en met een van die kurwes verander of faktore verander wat basies die kurwes skuif en dan nou gevolglik markpryse gaan verlaag of verhoog. As ons nou juist meer spesifiek na die speenkalfmark kyk, wat is van die faktore wat hierdie mark beïnvloed? As ons eerstens kyk na die aanbodkant van die mark, soos ek sê, is hierdie twee kurwes, basies twee rolspelers. En ons kyk eerstens na die aanbodkant, so speenkalvers is afkomstig van jou boere, soos ek reeds genoem het. So al die faktore wat die produsente beïnvloed, gaan dan nou effek hê op die aanbod van kalvers in die mark. Nou kom ons kyk na van daai faktore. In Suid-Afrika sien ons dat daar gewoonlik 'n seisonale effek het. So deur die loop van die jaar is daar tye wanneer daar meer en minder kalvers mark toe kom. En meeste van die goed maak baie sin. As ons kyk na die reënvalgebiede waar baie van ons beesvleisboere is, het hulle probeer hulle koeie so te laat kalf laat hulle voedingsbehoefte ooreenstem met wanneer daar die meeste reën gewoonlik val. So wat ons dan nou sien, omdat die kalvers dan nou aankom met daai sekere tyd, word hulle hier rondom tussen April en Junie gespeen. En dit is dan ook vroeg winter of net so voor die winter, wil hulle speen en van die plaas afkry, want baie produsente het dan nie ekstra veiding om die kalvers deur die winter te dra nie, so hulle wil speen en hulle verkoop. So en soos ek gesê, die meeste van die kere gaan hulle dan na voerkrale toe, maar daar's ook ander mense wat dan nou sou afrond. In elk geval, so daar's 'n seisonale effek, so deur die loop van die jaar sien ons dat die aanbod verskil. En dan as ons kyk na iets soos groter weersomstandighede, met ander woorde droogtes. So gedurende droogtes, is daar nie, jy moet of voer inkoop of jou diere verkoop en almal het nie noodwendig die geld om te kan aanhou voer nie. So dan maak hulle kuddes kleiner met die gevolg daarvan, sodra die weersomstandighede dan nou normaliseer, dan het hulle te min vroulike diere, te min koeie op die plaas, so hulle hou dan nou speenkalvers terug, vervangingsverse. So dan weer eens is jou aanbod, die getal diere wat mark toe gaan, minder vir daai tyd wanneer hulle basies kudde bou. Dit was nou aan die aanbodkant, watter faktore beïnvloed die vraag na speenkalvers? So aan die vraagkant, en dit is belangrik om te sê dat basies al hierdie faktore het amper weer hulle eie faktore wat hulle beïnvloed. Maar kom ons kyk na die grootes, dit is basies die voerkrale wat koop, soos ek sê, die meeste van ons kalvers gaan deur die voerkrale. So 'n voerkraal se besigheidsmodel is, hulle koop kalvers, dit is hulle grootste insetkoste, en dan natuurlik die tweede grootste insetkoste is hulle die voer wat gebruik word. So die voer
voerkoste. Nou die voerkoste volg gewoonlik die mielieprys min of meer en so hulle maak 'n som om te sê as hulle die kalf inkoop teen hierdie prys, mielies kos soveel, dit gaan omtrent soveel kos om te voer en hulle weet min of meer wat hulle gaan verdien vir 'n afgeronde kalf, met ander woorde vir die karkas van die dier. Dan daai hele ding maak hulle som en dit se beïnvloed dan ook hulle die vraag na kalvers. Alraai. Nou, die ander ding is ook karkaspryse word weer op sy eie beïnvloed. En ons weet dan ook deur die loop van die jaar is daar tendense waar ons gewoonlik in Desember baie hoë karkaspryse sien, hoër as normaal en natuurlik meer karkasse wat vereis word. So weer eens daar's ook deur die loop van die jaar die tye wanneer die voerkrale meer speenkalvers wil koop om daai ek wil sê piektye te kan diens. Dan die ander ding wat mense nog gaan sien, dit is in die jare goeie reënvaljare wanneer daarvan ons graanboere goeie oeste het en baie reste het, dan sal hulle nog as kalvers inkoop of tye wanneer die mielieprys vreeslik laag is. Dan sien ons dat graanboere meer kalvers wil inkoop en basies in plaas voerkrale sou wou voer om te probeer om meer waarde tot hulle graan te voeg deur die kalvers. So dan sien ons dat die vraag na kalvers meer is. So dit is van die groot faktore, maar natuurlik daar's klomp ander goeters en mens maak hierdie aanname dat jy iets verander, jy skuif 'n kurwe of twee en dis jou markprys, maar in realiteit verander hierdie goed voortdurend. So dis eintlik baie moeilik om goed te waarborg, maar dit sal mens 'n breë idee gee van wat mens kan verwag. Baie dankie, dit het inderdaad. W.A., baie dankie vir jou tyd vandag, Dr. W.A. Lombard van die Universiteit van die Vrystaat se Departement Landbou-ekonomie, wat vandag met ons gesels het oor 'n artikel wat hy geskryf het in die Maart uitgawe van Veeplaas en dit het alles gegaan oor die bepaling van die speenkalfprys. With many challenges facing agriculture these days, no farmer can afford animals that do not add value to the farm. Able to excel in arid and subtropical areas, with its natural disease resistance and environmental tolerance, the Bonsmara is productive where most other breeds would fail. Bonsmara, the breed for all reasons. Die 23ste wolveiling van die seisoen het op 4 Maart plaasgevind en die Suid-Afrikaanse wolmark het weer eens versterk teenoor die vorige veiling. En die Cape Wool's Merino aanwyser het met 5.3% hoër verhandel vir alle merino wol en ook 3.8% vir gesertifiseerde wol. En het teen 'n skoonprys van R251.06 per kilogram en R256.60 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook sy opwaartse tendens voortgesit en hoër verhandel en met 'n 2.9% versterk teenoor die vorige veiling. Die hoofredes vir die styging in die Suid-Afrikaanse mark is dan hoofsaaklik as gevolg van die versterking van die Australiese mark, as ook die effense verswakking van die rand tydens die veiling, maar ook as gevolg van positiewe vraag uit die ooste. Volhoubare gesertifiseerde wol het 61% van die merino aanbieding uitgemaak, met egter die grootste gedeelte van die totale aanbieding wat bestaan het uit goeie kwaliteit langer lengtes fynere mikronwol, wat dan gesorg het vir gesonde kompetisie tussen kopershuise. Die hoogste prys van R326.85 per kilogram skoonwol of R217 per kilogram vetwol is betaal vir 'n 2-baal lot merino wol van 15.8 mikron. Daar is in totaal 10.918 bale aangebied met 'n uitstekende verkoopsyfer van 99.3% van die totale aanbieding. DNU SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur BKB Pinnacle Fibers, G Modiano en Stoeken & Company.
En dan kyk ons na die gemiddelde skoonwolpryse vir goeie lang kamwol of MF5 tipes en dit was dan soos volg. En ons onderskei tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Kom ons begin met 17.5 mikron. Nie gesertifiseer, R267.13 per kilogram. Gesertifiseer R291.22 per kilogram, met 'n premie van 9% op gesertifiseerde wol. Dan kyk ons na 18.5 mikron, nie gesertifiseer, R258.09 per kilogram, gesertifiseer R279.25 per kilogram, met 'n premie van 8.2%. Dan kan ons spring na 21.5 mikron, nie gesertifiseerde wol verkoop vir R229.05 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R251.63 per kilogram, met 'n premie van 10%. Dan laastens loer ons na 22 mikron, nie gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R225.71 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol verkoop vir R248.16 per kilogram, met ook 'n premie van 10%. Nou ja, die volgende wolveiling is dan geskeduleer vir 11 Maart, waar daar sowat 8.390 bale aangebied sal word. Dit dan waarvoor ons tyd het hierdie week rakende wolsake, tot 'n volgende keer dan, mooi loop. Clostridiale siektes word beskryf as een van die vernaamste bydraers van onverwagse vrektes, sonder dat veel ander siektetekens sigbaar is. Dr. Paul Reynolds van Vrede Diere Hospitaal sluit nou by ons aan om hieroor te gesels. Paul, baie welkom en baie dankie vir jou tyd. Hoe word clostridiale siektes veroorsaak en wat maak dat hierdie bakterieë so gevaarlik is, as ons kyk na hoe en waar dit oorleef? Ja, so die groot probleem met die Clostridia is dit kom eintlik oral voor. Dit is 'n bakterie wat in die grond voorkom of in materiaal wat ontbind. So die ding is ja, dis oral. Dit is dit wat hom gevaarlik maak. Hy vorm ook spore wat maak dat jy nie die area kan ontsmet of so nie. En dan nou wat hom gevaarlik maak, die grootste probleem is dat hy vandat die dier blootgestel word tot dood, is dit 6 ure. So die moeilikheid is dat mense hom nie eintlik sien dat daar moeilikheid is voordat hy begin vrektes veroorsaak. So ja, kom oral voor en veroorsaak vrektes is Clostridia se groot moeilikheid. En in watter groepe word clostridiale siektes opgedeel? En wat is die algemene siektetekens en die verloop van elkeen van hierdie groeperings? Okay, nee, so clostridiale siektes kan opgedeel word in histotoksies, wat ons sê wat die sel, wat weefsel aanval. Dit is meer soos jou sponsiektes en daai tipe siektes. Dan kry ons ook neurotoksiese Clostridia, wat soos lamsiek en klem in die kaak is. En dan kry ons ook enterotoksiese Clostridia, wat meer soos jou bloednier en jou bloeddarm, jou bloedpens is. Ja, so elkeen van daai veroorsaak redelike verskeidenheid tipe siektes. Weereens, alles kom in die omgewing voor en diere word heeltyd blootgestel aan hierdie Clostridia. Is skape meer vatbaar vir clostridiale siektes en as hulle is, hoekom is hulle? Okay, ja, soos ons nou gesê dan, so daar is 3 tipes. So skape is meer vatbaar vir die enterotoksiese of dit wat in die spysvertering kanaal voorkom, wat jou bloednier en jou bloeddarm en daai veroorsaak. So hulle is ja, vir die ander nie meer nie, ek wil amper sê minder, maar meer vir daai omdat 'n skaap 'n selektiewe vreter is. So as daar nuwe groen gras uitkom of hy moet mieliepitte optel of enige iets wat daai wat sy voeding gaan aanval of sy energie gaan oorgroei veroorsaak in die darm, gaan maak eintlik dat 'n skaap meer vatbaar is vir daai tipe. En ja, dis maar net oor sy eetgewoontes. Die Clostridia oorgroei dan in die darm, dit kom normaalweg in die darmkanaal voor die enterotoksiese tipe en dan met hierdie energie aanvullings oorgroei daai bakterieë dan nou maklik.
En as ons dan nou praat van behandeling en voorkoming, watse raad het jy vir skaapprodusente in Suid-Afrika? Okay, so ons het nou gesê daar's 3 tipes. Vir die histotoksies is die belangrikste ent, vir die neurotoksies ent en vir die enterotoksies ook ent. So nee, voorkoming definitief enting. As ons met soos ek sê ent. Omdat daai diere so vinnig vrek, sien mens baie keer eintlik of ongelukkig nie laat hulle siek is nie. So om te behandel is nie regtig 'n opsie nie. Daar is as in 'n uitbraak kan jy antibiotika gee om die diere wat nog nie siek is nie te probeer breek voordat 'n entstof begin werk, want entstof vat so 2 weke om die immuniteit te prikkel. So in daai tyd as jy sien jy het 'n uitbraak, antibiotika, maar eintlik ja, as mens net sommer voor die moeilikheid begin kan ent, is dit maar die voorgestelde protokol. Dan ja, ook sommer tyd wanneer 'n mens kan ent is as jy ooi so 6 weke voor lam ent, dan kry jy meer waarde uit daai entstof uit, want jy kry vir die ooi beskerming en vir die lam wat sy dan nou in haar bies gaan deurgee. So dan kry jy amper 'n 2-in-1 waarde. En ja, weer eens om te ent is die beste opbrengs op belegging wat jy kan doen in jou boerdery. So ent. Baie dankie vir jou tyd, Paul. Nice bucky. It's not a bucky. It's a Hilux. It's not a bucky. It's the new Hilux Legend 55.